Goeiedag, ek is Dominee Dawie Pretorius van die AP Kerk Mosselbaai. En ek wil voortgaan met die idiome vandag weer as tema. Ek gaan uit Exodus 14 na verskillende verse verwys. En die idioom wat ons vandag gaan oor praat as tema, lê nogal tussen Farao en die Rooi See. En dit beteken natuurlik om tussen twee dreigende gevare te wees. En dis 'n ou idioom wat 'n mens deesdae maar min hoor. Maar is goed, ons hoor hom weer. Die volk Israel wat deur die hand van God uit Egipte getrek het, het letterlik in hierdie situasie beland. Die Rooi See voor hulle, en natuurlik Farao met sy leermag agter hulle. Vreesaanjaend. En die volk het baie bang geword, lees ons. Die wonderdade deur die almagtige God, ons dink aan al die pla wat hy laat plaasvind het daar in Egipte, is met eens vergete. Hulle dink nie daaraan nie, nee, al wat hulle sien is die gevaar, die nood. Hulle is vasgevang in 'n situasie waar hulle nie kan uit nie. Menslik onmoontlik. En nou natuurlik kom ook die verwyte. Moses sal leier word vir kwaadlik. Hulle wou sommer teruggaan Egipte toe, Egiptiese slawerny toe. En dan kom Moses se geloofswoorde, woorde van bemoediging, daar uit Exodus 14 vers 13. Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Vers 14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Mense wat so benoud in opstand kom, dikwels oproerig raak, is maar oor die algemeen lawaaierig en het dikwels geen selfbeheersing. Hulle kla, hulle verwyd baie, maar hulle het nie werklik geloofsmoed nie. Ons weet dat die Here die volk terwyl wonderbaarlik uit hierdie benarde situasie verlos het, en deur sy genade en krag kon hulle toe droogvoets deur die Rooi See. En God het verder beskik om Farao en sy hele leermag in verwarring te bring, vers 24. En hy het hulle toe laat vassit, en die see wat teruggevloei het hulle oordek. Farao en sy hele leermag het omgekom. En nou daar in vers 31 word vertel dat Israel hierdie magtige daad aanskou het, en hulle het aan al die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Nou weet ons ook, soos hulle later verder die woestyn ingetrek het, was daar telkens swaar dinge, beproewings, wat hulle bang, onseker en moedeloos gemaak het. Gebeure wat hulle opnuut laat terugverlang het na die kospotte van Egipte. Ja, so gebeur het met ons ook in ons dag. Ons raak dikwels vasgevang deur probleme, deur swaar. Ons voel dikwels bang, hopeloos, onseker, ons is desperaat. Ons gryp dan na allerlei strooihalms, in plaas daarvan om aan die almagtige, alwetende God vas te hou. En al uitkoms wat die mens uit die sondeslawerny en die vrees van die ewige helse verdoemnis het, is Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker. En deur sy verlossing kan ons ook sê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, benoude omstandighede maak ons dikwels blind vir die almag en grootheid. Open asseblief opnuut oë van geloof om te sien en te weet, U is die groote
almagtige God vir wie niks onmoontlik is nie. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.